Ons gaan saam lees in Genesis, hoofstuk 12, weer die gedeelte wat ons die afgelope 2 weke gelees het, is Genesis 12, vanaf vers 1 tot 9. Vanoggend gaan ek met u praat oor vers 4 tot 9, so ons maak klaar met hierdie gedeeltetjie dan nou. Genesis, hoofstuk 12, ek gaan vir u lees in die ou Afrikaanse vertaling, vanaf vers 1 tot vers 9, let asseblief op vers 4 tot 9, dis waaroor ons vanoggend sal praat. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het en Lot het saam met hom getrek, verskoon tog. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Dis tot daar wat ons lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Kom ons nader tot die troon van genade. Ons wonderlike Hemelvader, dit is vir ons vanoggend op hierdie rusdag wat U vir ons gegee het, 'n heerlike voorreg om by mekaar te wees en aan U voete te sit. Ons wil begin met 'n danklied, ons wil begin met 'n lofprysing, want U is dit waardig. Ek dink aan die woorde toe U Israel met 'n sterke hand uit Egipte verlos het, deur die Rooi See en die leer van Egiptenare vernietig het. Het daar in Jesegiel 15, Eksodus 15, het Moses die loflied aangehef en gesê, o Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade? Ons wil ons harte daarmee saamvoeg, want daar is niemand soos U nie, ons aanbid U. Dankie vir U goedheid. Dankie dat ons vanoggend te midde van die feit dat daar dalk tegniese probleme is en ons sukkel altyd met die kwessies van Eskom en dinge wat nie wil werk soos wat ons moet nie. Ons is in hierdie wêreld aan die verkeerde kant van die graf. Is ons nou maar nog word ons gedurig herinner daaraan dat ons probleme sal hê. Maar vanoggend is ons dankbaar dat ons 'n Bybel het wat ons kan oopmaak. Ons kan U hoor wat met ons praat. En ons kan sê, so sê die Here. Dis vir ons belangrik. Sal U die naprediker wees van hierdie woord? Sal U vir ons kom seën tot lof en eer van U naam? Dankie vir U goedheid, dankie vir al U genade. Ons bid hierdie dinge wanneer ons vra dat U ons sal seën, wanneer ons vra dat U vir ons vooruit sal trek. Ons bid dit nie vir onsself nie, maar ons bid dit om Christus wil. Amen. Die tema van vanoggend se boodskap is Abraham se lewe van geloof. Abraham se lewe van geloof. Dis nou vers 4 tot 9. Dis moeilik om presies die tema so te kies, want soos wat ek vorder, moet ek nou, daar's baie preke wat nog kom uit Abraham se lewe. Maar ek dink as ons kyk na hierdie gedeelte, dan gaan dit iets oorsigtelik sê oor die man wat ons bestudeer. En dit gaan oor sy lewe van geloof. Ek weet nie hoeveel van u ken die speletjie Pictionary, wat jy
een of ander idee kry en dan moet die persoon wat nou moet teken, hy moet op 'n papier of op 'n bord of iewers moet hy 'n prentjie teken sodat sy spanmaats moet kies wat probeer hy sê, sonder om 'n woord te sê, hy mag nie skryf nie, net 'n prentjie teken. Dit is amper dieselfde as die ou tyd se stomstreker, dis nou net met 'n pen, want dan moet jy nou sekere gedagtes oordra. En ons het altyd, wel, soos wat ek nou maar groot geword het in 'n pastorie, alles het gegaan om die Bybel, en dis nie 'n slegte ding nie, dis 'n goeie ding, maar dan doen jy Bible Pictionary. En as jy nou Bible Pictionary speel, dan wonder ek, as jy nou moet teken, as jy karakters moet voorstel, hoe sal jy Noag byvoorbeeld voorstel? En sy tente rondgetrek in die land, nooit 'n huis gehad nie, nooit fondasies nie. Dawid is 'n tipe van koningskap van Christus. Aaron is 'n tipe van die priesterskap van Christus. Abraham is vir ons 'n tipe van die kind van God se lewe. Dis so prakties soos die lewe van geloof. Dis hoekom hy die vader van die gelowiges ook genoem word, want hy wys vir ons 'n voorbeeld van 'n lewe van geloof. En terwyl ons Abraham bestudeer, wil ek vir u sê, dis nie bloot net 'n studie van 'n individu in die Bybel nie. Die bestudering van Abraham se lewe is nie maar net hier's 'n goeie karakter om weet wat navolgenswaardig is nie, maar dis 'n Bybelse voorbeeld van hoe dit lyk om regtig te glo. Hoe dit lyk om op die stem van die Here elke dag op te staan en te sê, ek volg die Here. Vir kinders van die Here is hierdie 'n voorbeeld wat navolgenswaardig is. Abraham het foute gemaak. Abraham het gesondig. Abraham het beproewings deurgegaan. Abraham het goeie en slegte tye beleef. En Abraham het al hierdie dinge wat ons beleef, maar net in 'n ander sin, het hy beleef. Dis die lewe van geloof. Hebreërs se verwysing na Abraham in Hebreërs 11 as deel van die geloofshoofstuk. Hoor mooi wat sê Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het uit die verte dit gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Abraham, een van hierdie ouens, hy praat spesifiek van hom. Hy was 'n vreemdeling, hy was 'n bywoner op aarde. En dan sê vers 16, maar nou verlang hulle na 'n beter een, die belofte van God. Hy het gesê jy gaan Kanaan kry. Hulle verlang na 'n beter een, dis 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. God het 'n permanente woonplek in gedagte vir die wat hom in geloof volg. Dit, liewe vriende, is waarna ons almal moet uitsien. As jy sê jy's 'n kind van God, dan moet jy nie uitsien na jou aftreehuisie of 'n permanente plek hier op aarde wat kan vergaan en wat miskien weggevat kan word of wat ook al nie. 'n Hemelse woning, 'n ewige tuiste. Dit is waarna ons moet uitsien. U mag nou vra, as ek praat van 'n lewe van geloof, wat het hierdie lewe van geloof nou met saligheid te doen? Het die Bybel nie gesê jy moet weergebore word? Anders kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Nou ek wil nie met terme begin lol nie, want dan raak ons baie vinnig deur mekaar, maar hier's die saak, jy moet weergebore word. Maar die lewe van wedergeborene kind van God, die Christen in die ware sin van die woord, is 'n lewe van geloof. Maar hier's 'n vraag. En dit is 'n moeilike vraag. Wat is dan eerste? Geloof of wedergeboorte? Wat kom eerste? Glo ons en daarom word ons weergebore? Of word ons weergebore en daarom glo ons? Dis twee verskillende paaie, wil ek sê amper, in die teologiese arena, maar ek dink dit is baie duidelik. Die antwoord is duidelik in ons teks, in die lewe van Abraham, en ook deur die res van die Bybel. Ek gaan vinnig vir u noem. Die verhaal begin nie met Abraham wat gesê het, weet jy wat, ek gaan in God glo. En toe kom die Here en hy roep hom en hy vat hom na die land toe. Ons het mos daarna gekyk al in die 2 weke wat verby is. Dit begin met God se soewereine roeping. Abraham wat 'n afgodsdienaar was. Abraham wat groot geword het in 'n huis waar daar absoluut geen hoop. Hy was sonder God in hierdie wêreld sonder hoop. God kom by hom en hy sê, Abraham, kom, trek na die land wat ek jou sal wys. God se soewereine roeping. Vers 1 het ons gesien, Genesis 12. Die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en jou vader se huis. Dit het gemaak
Hierdie uiterlike roeping van God het gemaak dat daar 'n algemene roeping is wat van God uitgaan aan almal, aan alle mense. Ons praat nou weer eens terme, 'n algemene roeping, dis die roepstem van die evangelie. Geloof kom wanneer daar die uiterlike roeping gepaard gaan met die innerlike roeping. Moenie verward raak tussen die twee, of die mekaar raak tussen die twee nie. Uiterlike roeping, dis die Bybel wat met almal praat en dit gaan oral, maar die innerlike roeping, die wedergeboorte, is wanneer jy die werking van die Heilige Gees ervaar, wat jou nuut maak, wat jou hart verander, wat jou lewe so kom omkeer, dat jy nooit weer dieselfde kan wees. Dit gebeur deur die woord, dit gebeur deur die verkondiging van die woord. Hy het nie net die manier gekies, hy het nie net gekies wat gedoen gaan word nie, maar ook hoe hy dit gaan doen. Dit was deur die woord, deur die verkondiging van die evangelie. Deur die Heilige Gees word die mens se gees lewend gemaak. Anders sal niemand ooit in staat kon wees om te glo nie. Hoekom sê ek dit? En waar kom ek daaraan? Wel, lees net die Bybel. Johannes 6 vers 63 sê, Jesus aan die woord, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Dan sê hy net 2 verse later, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. God moet jou eers lewend maak, sodat jy kan kom. Jy kan nie hoor, jy kan nie reageer, jy kan nie glo, as God jou nie lewend maak nie. En dit het ons nou al 'n paar keer gesien in 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie. Hy kan dit nie verstaan. Dit beteken hy het nie die vermoë om dit te verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dis wat jy reg deur die Bybel sien, vriende. Jy sien dit in Abraham se lewe, dit word in Esegiel teologies verduidelik. So, Esegiel 36 vers 26 sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. God gee jou 'n nuwe hart. Dis al hoe jy kan kom en sê, ek glo, ek doen, ek wil, ek kom na die Here toe. Paulus preek by geleentheid in Filippi. Daar's baie illustrasies, ek noem maar die bekendstes. Hy preek in Filippi en daar is ons 'n tipe van 'n bidbyeenkoms by die rivier. Weet nie presies wat daar aangegaan het nie, godsdienstige mense wat vergader. Maar Handelinge 16 vers 14 sê, daar's 'n vrou wat hom hoor. Haar naam is Lydia, sy was 'n purperverkoopster. Die Bybel sê, 'n vrou met die naam van Lydia, purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Daar's die werk wat God doen. God doen die werk, sy kom na hom toe. Sy kom tot bekering. Ons word deur hierdie, onthou algemene roeping, effektiewe roeping. Dis die uiterlike roeping, innerlike roeping. Ons word deur die effektiewe roeping weergebore. Sodat ons na God toe kan kom, sodat ons kan glo. En dan vra mense, hoe weet ek dan dat ek werklik in God glo? Dis nie 'n baie moeilike vraag om te antwoord nie. Hoe weet ons Noag het geglo? Maar jy kon dit in sy optrede sien. As jy vir Noag nog gesien sit hy daar in die bos en hy was nou maar baie depressief oor die vooruitsig van 'n vloed of wat ook al, maar hy het niks begin bou nie, hy het nie 'n skip gemaak of 'n ark gemaak nie, sou jy gesê het hy glo? Nee, sy optrede bewys, hy het nie geglo nie, maar tog, Noag het geglo, hy het begin bou, hy het gedoen wat die Here gesê het. Hoe weet ons Abraham het geglo? Vers 4 het ons gelees, toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Dis die lewe van geloof, dis waar dit begin het. God roep hom, doen die werk, hy kom, en hy volg die Here, vir 100 jaar, hoor mooi, 75 jaar met sy vertrek uit Haran, vir 100 jaar, vir 1 eeu, hy was 175 toe hy dood is, vir 1 eeu het hy God in geloof gevolg.
Geloof reageer op die woord. Ons gaan net nou meer daaroor sê. Ek wil vanoggend 4 kinderlik, eenvoudig, 4 eienskappe noem van hierdie lewe van geloof. En ons gaan daarmee identifiseer. 4 eienskappe, sodat u self kan toets. Maar ek gaan dit so eenvoudig maak, dat selfs die kindertjies hier weg gaan en sal kan onthou, want daar gaan elke keer 'n embleem saam wees. Elke keer 'n embleem, sodat ons dit kan onthou. Die eerste gedagte is, hierdie geloof van Abraham, ons kyk na sy geloof, sy lewe van geloof, hierdie geloof word oorgedra aan ander mense. Dit bly nooit net by jou nie. Jy wil dit vir ander vertel, jy wil ander, dis iets wat jy raak sien, as jy nou 'n studie doen van die gedeelte, want ons Afrikaanse vertaling het hom 'n bietjie verkeerd. Kom ek wys vir u hoekom. In Genesis 12 vers 5 het ons gelees, en Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak, en die slawe, daar's 'n probleem, wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. Die woord wat ons Afrikaanse vertaling, die ou vertaling, vertaal het met slawe, is nie slawe nie. Dis die woord wat die Hebreëus nefesh, wat beteken 'n siel. Al die siele wat hy bymekaar gemaak het, dit was nie slawe nie. Ek sê nie daarmee Abraham het nie slawe gehad nie, want hy het slawe gehad, maar die siele waarvan gepraat word in vers 5, is mense wat hy oorreed het, as jy wil, om saam met hom te gaan. Vir wie hy gesê het, luister, God het my geroep om na die beloofde land te gaan, wil jy saam gaan? Dit soos om die evangelie te verkondig, dit was sy ekwivalent van, wil jy saam met my reageer op die roepstem van God? Ek dink die meeste Engelse vertalings het dit in elk geval as persons of souls, hulle het dit nie vertaal as slawe nie, want dit is 'n verkeerde vertaling. Slawe sou impliseer, hulle het nie keuse gehad nie, hulle moes saam met Abraham trek. Maar mense impliseer, dis ouens wat saam met hom gesê het die Here vir jou gesê, jy moet gaan, ons gaan saam. Ons volg jou. Hoekom sê ek dit? Want die resultaat van God se effektiewe roeping in jou lewe is so 'n nuwe leefstyl, dat jy nie wil alleen gaan nie. Jy wil jou mense wat jy liefhet saam met jou vat. Jy wil begin by jou man of jou vrou of jou kinders, mense wat om jou is, mense wat saam met jou werk en sê, luister, ek weet, die Here roep ons om hom in geloof te volg. Wil jy nie saam met my die Here volg nie? Want hierdie tipe geloof bly nooit alleen nie. Dit dra altyd ander daarmee saam. Jesus het in Matteus 5, die baie bekende bergpredikasie gesê, julle is die lig van die wêreld. In 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Wat het hy daardeur bedoel? Laat jou lig skyn. Ons weet mos wat dit beteken. Paulus sê in die lig daarvan, Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. As ek die evangelie verkondig, is dit wat mense nodig het om te hoor, sodat hulle saam met my kan glo, saam met my hierdie pad kan loop. Jesus, by geleentheid kom hy in die omgewing van die Gadareners, en hy het die man wat met baie demone te mekaar was, sy lewe was in chaos. Jesus maak hom nuut. Hy bevry hom. En hierdie man sê, Here, ek wil saam met u gaan. Want die mense van die omgewing het gesê, gaan net weg, ons wil jou nie hê nie. En hierdie ou sê, Here, vat my saam. Markus 5 vers 19 sê die Here vir hom, gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, dat hy jou barmhartig was. Jy sien, dis waarvoor ons geroep word. Dis wat Abraham gedoen het. Dis die lewe van geloof, is om vir ander mense te vertel, om dit daar waar jy werk, daar waar jy gaan, waar jy beweeg, is jy lig, is jy soos 'n vlammetjie en jy steek ander aan, jy help ander om die lig te sien, want uit jou met die evangelie verkondig word. So die simbool wat ons hier sien, in Abraham se huishouding, dit gaan vreemd klink, want hy het op hierdie stadium nog nie 'n kind nie. Ons ken nou die verhaal, maar hier het hy nog nie 'n kind nie. Maar die simbool is 'n gesin, 'n groot tent. As jy gaan kyk na Abraham se hoe hulle die tente opgeslaan het, dit was groot tente, dit was amper soos 'n stad, man, dit was 'n klomp tente bymekaar. Dit was sy hele huishouding. Vriende, almal wat saamgetrek het met sy slawe natuurlik, en later sy huishouding. Hierdie geloof bly nooit alleen nie. Tweede simbool of tweede eienskap. Hierdie geloof maak jou 'n pelgrim. Dit maak jou 'n bywoner, 'n vreemdeling op aarde. Vers 5, die B gedeelte. En hulle het uitgetrek
om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. So hy trek uit later toe Haran, van Haran af roep die Here hom weer, gaan hy na Kanaan toe. En toe hulle in Kanaan kom, vers 6, die A-gedeelte, en Abraham het deur die land getrek, na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Vers 8, daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. Vers 9, daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Hy het letterlik rondgeswerf, rondgetrek in Kanaan. Hy word toe 'n pelgrim. Jy noem dit 'n nomadiese lewenswyse of leefstyl. Hy reis. Hy het nie sy tentpenne baie diep ingeslaan nie, want hy het geweet een of ander tyd gaan ons weer trek. Abraham was 75 jaar toe hy uit Haran uitgetrek het. Ek het gesê 100 jaar was hy 'n tentbewoner, 'n pelgrim. Dit praat vir ons met die kind van God. Ons is pelgrims op aarde. En as jy dink aan wat die Bybel vir ons sê, 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, dis nou vreemdelinge op aarde, om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Jy sien, ons is pelgrims op reis, maar waarheen is ons op reis? Ons is op reis na die land Kanaan. Ons is op reis na die ewige heerlikheid wat God vir ons beloof het. Nie 'n aftreehuisie of 'n neseiertjie of wat ook al. Ek sê nie dis verkeerd om 'n neseier te hê of om aftrede te beplan nie. Ons moet dit doen. Maar dit moet nie my finale bestemming wees nie. Hierdie wêreld gaan verby en ons is pelgrims, ons is reisigers, ons is vreemdelinge op aarde. Die beloning wat ons van die Here verwag, die beloning, asof ons iets beloning moet kry, maar hy beloof dit vir ons. Maar daai beloning is iets wat onverganklik is. Ek het groot geword met die liedere wat sekerlik bekend is. Ek weet nie of almal dit ken nie, maar Tennessee Ernie Ford en Jim Reeves en al die ou manne wat nog kon sing sonder hulp. Hulle luister 'n bietjie na die woorde. En daar's een lied wat altyd by my opkom as ek dink aan hierdie gedagte. Jim Reeves se baie bekende This world is not my home. I'm just passing through. Ken jy dit? Dis die waarheid. As ons sê ons is kinders van die Here, dan is ons pelgrims. Ons is reisigers. Die oomblik wat jy weergebore word, word jy 'n vreemdeling op aarde. Jy's eintlik 'n banneling in hierdie wêreld, want jy's nie meer tuis hier nie. Die dinge wat vroeër vir jou belangrik was, is nie meer belangrik nie. Die goed wat jy vroeër geniet het en waarvoor jy sou enigiets doen om dit in die hande te kry, ewe skielik besef jy maar, dis nie meer vir my so belangrik nie. Daar's ander dinge wat vir my belangriker is. Daar's dinge wat vir my ewigheidswaarde het. Hoekom gebeur dit? Want God verander jou hart. Hy maak jou natuur nuut sodat jy anders kyk na jou omstandighede, na die dinge om jou. Vriende, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Dis die rede waarom 'n kind van God nie meer jou sonde kan geniet nie. Daar's dit nou. Dis die rede hoekom 'n kind van God bederf is vir al die dinge wat hy vroeër so geniet het. Ek is jammer, dis verby. Jou hart het verander. Dit maak nie meer vir jou saak nie. Dis hoekom dit jou pla. En vir baie as hulle dit nie verstaan nie, dan is daar 'n bietjie 'n konflik, maar hoe nou? Nou vriende, verstaan my reg. As ek sê ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie, beteken dit ons kan nog steeds die lewe en dinge in die lewe geniet. Ons kan nog steeds ons mense om ons geniet. En ons kan nog steeds vakansie hou en ons moet lewe, ons moet werk, ons moet aangaan. Maar ewe skielik is alles net vir jou 'n manier om die Here te verheerlik. Dis wat die verskil maak. Ek gaan dit nou baie versigtig noem want ek praat nooit daarvan nie. Maar ek is lief vir rugby en ek kyk rugby, ek's mal oor dit. Toe die Springbokke die Wêreldbeker gewen het, was ek baie bly. Gister. Ek is baie trots op die Sunrisers wat gewen het. Ek het ook my Orange Army T-shirt. Maar weet jy wat, al kan ek dit geniet en al is dit vir my belangrik en lekker om dit te kyk, dit is nie vir my die einde van alles as die Springbokke gaan verloor nie. Hoekom? Alhoewel dit lekker is en ek geniet dit, daar's belangriker dinge, né? Daar's dinge wat ek weet wat ewigheidswaarde het.
is die beskrywing van 'n pelgrim se lewe op aarde. Die oomblik wanneer jy die Here werklik leer ken, dan raak 'n Sondag ewe skielik vir jou. Hy kry 'n bietjie ander betekenis. Dit kry 'n bietjie van 'n ander nuwe prioriteit. Want ek wil saam met ander rondom die woord van God vergader. Ek wil daar wees. Dis nie meer 'n kwessie van ek moet daar wees nie. Nou moet ek alweer. Ja, en dit is nee, ek wil daar wees. Daar is iets in my hart wat vir my sê, dis waar ek wil wees. Dis waar ek troos myself altyd met die gedagte, hoekom luister jy ons na my? Ek weet nie, maar hier is die ding. Die skape ken die stem van die herder. As ek die Bybel oopmaak, is dit God wat met ons praat. Dis belangrik. Dit maak my lewe anders. Nou is 'n ou versie wat ek vir u wil noem. Psalm 84 vers 6. Ek dink in die Engels is dit vers 5 vir die ouens wat Engelse Bybels het. Hy sê, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in u is. Dan sê die ou vertaling, in wie se hart die gebaande weë is. Weet jy wat sê daai vers in die Engelse vertalings, die meeste Engelse vertalings? In whose heart are the highways to Zion. Hulle harte het 'n hoofpad in. Dis amper soos 'n GPS. Jy weet as jy hom aansit, dan sê hy, daar's die pad. Ek is op pad na Sion toe. Ek is op pad na die Here toe. Hierdie wêreld is nie my huis nie. Hier gaan ek net vir 'n tyd lank wees. 70, miskien 80 jaar, miskien 'n bietjie meer, miskien 'n bietjie minder, maar ek is op pad. Die pad van na Sion is in my hart. Die direkte vertaling het hom so vertaal. Gelukkig is die mense wie se krag in u lê, die pelgrimstog te leef in hulle gedagtes. Mooi, né? Hierdie pelgrimstog leef in jou gedagtes. Dis wanneer jy elke keer iets sleg beleef. En 'n Amerikaanse predikant preek, ek het alleen spotgedierig gaan en dan gebeur iets sleg, as die kinders sy kar krap of dan sê man, dan sê sy, "Honey, we're going to heaven." So met ander woorde, hierdie is tydelike goed. Dan sê ja, maar dit kos baie geld. Ek wil dit oppas. But we're going to heaven. Dit is iets wat jou hele lewens uitkyk verander. En raai wat is die simbool? Hoe gaan ons dit onthou? Ek is 'n pelgrim, 'n tent. 'n tent, 'n struktuur sonder 'n fondasie. Nou ja, Abraham se lewe het beproewings gehad. Haran, daar's kwessies oor waar Haran presies was. So as jy die verste en die naaste vat, was Haran en Kanaan. Weet jy hoe ver was hulle uit mekaar uit? Jy lees in een versie en hy het getrek en toe kom hy in Kanaan aan. Met kamele en tente en kinders en almal het hulle die kortste is 600 kilometer. Dit kon tot en met 1600 kilometer gewees het. Afhangende presies van waar Haran was en waar hulle in Kanaan aangekom het. Dis 'n lang end om te trek, om te voet te reis. Beteken dit, hoekom sê ek dit vir u? Beteken dit alles het net klop tusselboom, daar was nooit probleme nie. Abraham was soos ons beklei nooit. Ek word nooit kwaad nie. En die kinders of die hond maak my nooit, grommig nie. Nee. Die lewe van geloof is 'n lewe van elke dag beproewings. Elke dag stryd. Elke dag al hierdie versoekings, beproewings. En dis die ander ding, né? Ons in die pastorie word nooit versoek nie, hoor. Nee. Dis 'n lewe wat dis kan die hemel. Nooit word ons versoek daar in die pastorie nie. Luister vriende, Abraham het getrek en hy moes deur van Haran af, moes hy deur die grootste metropole van sy dag gereis het om in Kanaan uit te kom. Karkemis, Aleppo, Damaskus. En elke keer as hy met sy hele trekgeselskap deur hierdie stede gereis het, dink jy nie daar was versoekings nie? Dink jy nie daar was net 'n bietjie van 'n beproewing om te sê, "Jo, hierdie ouens, hulle het nou 'n lekker kultuur, hoor. Hulle kultuur is so aangenaam. Kan ons nie maar net hier bly nie?" Dink jy nie daar was sulke versoekings nie? Natuurlik was daar sulke versoekings, net soos vir u en vir my. Maar hy daai beproewings moes deurgaan. Hy moes die versoekings weerstaan, want hy was op pad. Johannes Calvin skryf van hierdie. Hy sê, ongelukkig Engels, luister mooi. How hard would it seem when God has promised to be his protector, that not even a little corner is assigned to him, this is to Abraham, on which he may set his foot? Sê Calvin, was dit nie 'n bietjie van 'n wou Abraham nie net 'n stukkie grond gehad het nie?
but he is compelled to wander in a circuitous route. Beteken hy het rondgeswerwe. In order that he may better learn and exercise self-denial. Hier's 'n groot lewensles. Weet jy hoekom het die hond my Vrydag aand wakker gehou? Weet jy hoekom het die buurman se kat gisteraand so geskree by die venster? Hoekom het die kinders nou weer dit en hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom moet ek in daai kantoor werk? Want die Here weet mos ek kan hierdie goed vat nie. Hoekom sit hy my daar? Hoekom? Dit is om ons te leer om beproewings en versoekings te bowe te kom. Is dit nodig vir my om verder uit te brei, en ek gaan dit kort knip, want ons praat elke Sondag aand hiervan. Vanaand kom ons veral hierby, by John Bunyan se verhaal van die pelgrimse reis. Dis die lewensreis. Eers kom hy by moed verloor moeras, toe kom hy by moeilikheidsheuwel, vallei van doodskade weer, die vallei van vernedering, ydelheidskermis waar ons vanaand aankom. Hoorie, dis die versoekings van hierdie wêreld. Hy kom later by die kasteel van vertwyfeling. Ek dink as Abraham die boek van John Bunyan in die hande moet kry, en Abraham sou lees en sê, maar wanneer het hierdie ou my bestudeer? Waar het hierdie ou van my geleer? Want dit is die lewe wat ek gehad het. Al hierdie beproewings, al hierdie swaar kry, al hierdie versoekings. Dis die lewe van geloof. Maak dit vir die sin? Dis hoekom ons daarmee kan identifiseer. Kyk wat sê vers 6. En Abraham het deur die land getrek en na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Dit is blykbaar More, en nie môre nie, want daar's nie 'n kappie nie. More. Die Kanaaniete was toe in die land. Hoekom sê Moses dit vir ons? Die terpentynboom More was nie net 'n boom nie. Dit was waar daar 'n tempel gestaan het. Hierdie More is die vertaling in Hebreëus, is dit instruksie of voorspelling word dit vertaal. Daar was 'n afgodstempel. Hierdie was 'n bekende, dis soos 'n bekende afgodstempel van hulle dag. Hy het tot daar gekom. En toe sê Moses daarmee saam, die Kanaaniete was toe in die land. Die Kanaaniete was van die ergste afgodsdienaars en die simbool van die heidendom. Dit was die Kanaaniete. Dis die tipe ouens wat daar gebly het. Dis nie die ouens wat jy vir bure wil hê nie. Dis nie die ouens saam wie se kinders jy jou kinders wil skool toe stuur nie. Maar dis die mense wat om hom was. En hoe moes Abraham dit nou hanteer? Hoe het hy dit hanteer? Deur 'n lewe van geloof. Hoor wat die Here sê, doen wat die Here sê. Dis net soos met ons. Weet jy, ons kan nie die wêreld met sy dinge vryspring nie. Ons gaan dit vanaand sien. Jy kan nie die wêreld met sy versoekings en met sy beproewings vryspring nie. Ek onthou jare gelede was daar 'n man in my gemeente. Dis nie hierdie gemeente nie, so moenie probeer uitwerk wie dit was nie, maar daar was 'n man wat met my kom praat. Het soos baie maar kom. Hy sê hierdie ou het 'n probleem met vrouens gehad. En hy sê, "Dominee, ek gaan na 'n plek toe waar daar geen vrouens is nie. Ek wil nie 'n vrou sien nie. Ek wil nie naby vrou." Ek sê vir hom, dit kan nie, jy weet dit kan nie werk nie. Jou hart moet verander. Jy moet die Here vra om vir jou te help dat jou hart verander, want ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Dis nie nodig om dieselfde te doen en dieselfde te wees en dieselfde te praat en dieselfde op te tree soos die wêreld om ons nie. Nie nodig nie, dit hoort nie so nie, want ons is pelgrims, vreemdelinge. Ons geloofsreis is 'n lang aanhoudende stryd teen die wêreld en sy kultuur en alles wat hulle in die wêreld doen, en natuurlik teen my ou natuur. So vriende, as u nou gewonder het watter teologiese, ding gaan nou hier kom dit nou. Ek probeer mense nie heuning om die mond smeer en sê, hoor jy, as jy na die Here toe kom, gaan alles net lekker wees, maanskyn en rose, jy gaan niks probleme hê nie, gaan net altyd goed gaan. Dis nie waar nie. Die Here het vir sy disippels gesê, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself daagliks verloon. Jou kruis elke dag opneem en my volg. Glo my, hulle het geweet wat dit beteken as hy sê, jy moet jou kruis opneem. Dit beteken jy moet sterf in jouself. Dis 'n lang, aanhoudende, opdraande stryd. Ja, die Here gee vir ons ruskanse. Ja, die Here seën ons met alles wat ons nodig het. Ja, daar's wonderlike beloftes. Geloof word oorgedra. Geloof sit jou op 'n pelgrimsreis. Derde eienskap. Hierdie geloof is gefestig in die woord, want dis waaroor dit gaan. Hoe gaan ek weet hoe moet ek leef?
Hoe moet ek optree? Dis hoekom ons die Bybel het. Vers 7. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Heel moontlike visioen. Ons weet nie presies hoe die Here aan hom verskyn het nie. Die Here kom by Abraham en hy sê, Abraham, hierdie land gee ek vir jou. Maar kyk net, waar sê die Here dit vir hom? Net nadat hy gesê het, hy het nou by die terpentyn, by hierdie goddelose afgodery, met die Kanaaniete in die land, toe verskyn die Here aan hom, en hy sê, ek bevestig my woord. Ek het vir jou die belofte al klaar gegee, hy bevestig hierdie woord. Die eerste ene is 'n gesin, die tweede ene is 'n tent, hierdie is die Bybel, die simbool of die embleem is 'n Bybel. In die moeilikste tyd van sy lewe, in hierdie stryd, te midde van heidene en afgodery, gee die Here vir hom sy woord. Dis die beste hulp wat ons kan kry in hierdie lewe. Maar weet jy wat sy hartseer saak? Dis die eerste ding wat waai, wanneer mense sê, wie wat, die mense wil nie meer kerk toe kom nie. Wat gaan ons doen? Vat die Bybel weg. En ons begin met allerlei dinge om te vermaak, en ons begin mense allerlei goedjies sê wat hulle wil hoor. Wat ons nodig het, is meer van die woord. Dis die beste bron wat God vir ons kon gee. Vir Abraham was dit 'n seën, want dit is 'n lang ruk vandat hy laas van God gehoor het by Ur van die Galdeërs of by Haran. Nou, te midde van hierdie versoekings, te midde van hierdie swaar kry en beproewings, kom die Here na hom toe en hy sê, ek bevestig my woord. Hier is dit. Besef u, niks wat u deurmaak, niks, geen omstandighede wat jy deurmaak, niks in hierdie wêreld, kan jou verwyder van die woord van God nie. Het jy al so daaraan gedink? Kom ek lees vir u wat sê Matthew Henry, een van die ou kommentare. Hoor wat sê hy. No place nor condition of life can shut us out from the comfort of God's gracious visits. Niks wat jy deurgaan kan jou toesluit, al sal hulle jou in 'n sel toemaak en jy het nie 'n Bybel by jou nie. God se woord kan daar met jou praat. Hy sê verder, Abram as a sojourner, is 'n reisiger of 'n vreemdeling. Abram as a sojourner is unsettled among the Canaanites, and yet here also the Lord meets with him. Dis juist te midde van hierdie swaar tye wat die Here met hom ontmoet. Paulus sê van Abraham in Romeine 4 vers 20 en 21. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook mag het om te doen wat hy beloof het. Abraham het nie getwyfel nie. Al het die omstandighede sleg gelyk, dit was die woord van God, ek glo sy woord. So geloof word oorgedra, gesin. Geloof hou jou op 'n pelgrimstog, 'n tent, onthou die hoofpunte. Die derde ene is, hierdie geloof is gevestig in die woord, dis 'n Bybel. Die vierde ene, hierdie geloof dra vrug. Kyk wat sê vers 7. Dis nou hoe Abraham reageer, toe God aan hom verskyn en hy sê, ek gee hierdie land vir jou. Vers 7, daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Raai wat is die embleem? 'n Altaar. Onthou dit, 'n altaar. Want oral waar Abraham gekom het en God aan hom verskyn het, het hy 'n altaar gebou. 'n Altaar. Dis nadat die Here aan hom verskyn het. Vers 8 sê, en daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. Daar vir die Here 'n altaar gebou, nog 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. So wat sê die altaar? Die altaar sê vir ons, Abraham was nie net verbind tot 'n lewe van private aanbidding, om hier in sy gesin te bid voor hulle eet en alleen te bid, Bybel te lees, die regte ding te doen nie, maar hy het dit ook publiek gedoen. 'n lewe van private en publieke aanbidding. Net soos Adam en Eva, net soos Noag, net so kom Abraham, en deur hierdie altaar is hy op dieselfde manier besig om deur die bloed van 'n lam op God se voorgeskrewe manier tot God te aanbid. En kyk hoe eindig die gedeelte vers 9.
Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. So sy pelgrims reis duur voort, soos wat hy die land deur kruis. En hy aanbid die Here, publiek en in die openbaar. En jy vra, is dit alles die moeite werd? Ek bedoel, kon ek nie bietjie meer gedoen het met my lewe nie? Kon ek nie dit anders ingerig het en meer bereik het dalk in hierdie wêreld? Is daar nie dalk iewers waar ek gaan, kort kom nie? Waar ek gaan besef, ek het nou te veel vir die Here gedoen, ek het nou te veel vir die Here gegee. Ons het nou al 'n paar keer na Hebreërs 11 gekyk, maar kyk hoe eindig Hebreërs 11 se beskrywing van Abraham. Vers 16 sê, daarom skaam God hom nie vir hulle, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. 'n Man en 'n vrou, 'n jong meisie en 'n jong seun, 'n kind selfs, wat hierdie goed ken en verstaan en glo. Die Here skaam hom nie vir jou nie. As jy bereid is om in jou private hoedanigheid en publiek standpunt in te neem en te sê, ek aanbid die Here, dan sê die Bybel, God skaam hom nie om jou God genoem te word. Dis met daai ouens wat hy sê, hier's my kind. Dis my kind. Want 'n geloof wat so 'n altaar het, 'n plek van aanbidding, nie net in die huis nie, daar moet in die huis wees, maar ook buitekant. As julle gaan uit eet, bid saam, dank die Here vir die kos. Waar julle kom, moenie stil bly, moenie skaam wees nie. Neem standpunt in vir die Here. Dis die ouens van wie God sê, ek skaam my nie vir hulle nie. 4 simbole: gesin, tent, Bybel, altaar. Hierdie altare het begin as 'n gesinsaltaar. Ek dink dis 'n belangrike ding wat ons miskien verloor in ons dag. Deur ons kinders behoort ons hierdie wêreld te evangeliseer. Dit begin altyd. Die uitdrukking sê, die lig wat die verste skyn, brand die helderste tuis. Elke keer as die Here sy belofte vir Abraham gee, aan jou nageslag gee ek hierdie, dan sal 'n teerpunt, want Here, ek weet nie of jy opgelet het nie, maar ek het nog nie 'n nageslag nie. Dis mos nou die groot kwessie en ons gaan nog daarby kom. Dis 'n groot kwessie in Abraham se hart, 'n nageslag. Here, U sê elke keer aan jou nageslag, Here, ek het nie 'n nageslag nie. Dit, vriende, behoort ons grootste kwessie te wees as ouers. Ons kinders. Bid vir jou kinders. Bid vir jou kleinkinders. Evangeliseer jou kinders. Evangeliseer jou kleinkinders. Dis waar dit moet begin. Dit begin in ons huise. Dis eerste 'n huisaltaar. En ek wil vir u vanoggend vra, ons is klaar, ons moet afsluit. Tyd was in elk geval van die begin af 'n kwessie. Wandel jy werklik waar hierdie lewe van geloof? En miskien is hier mense wat vir my sê, ek het nog nooit hierdie ervaring gehad dat ek willens en wetens vir die Here gesê het, Here, hier is ek wil U dien nie. Ek het nog nooit gereageer. Ek het al die algemene roeping gehoor, maar ek weet nie van hierdie ander goed nie. Dan is dit nodig dat jy moet kom en sê, Here, hier is ek. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dis sy staande uitnodiging. Dan moet jy kom. In geloof moet jy na die Here toe kom. En as jy nie weet hoe nie, as jy weet wat, praat, kry hulp. Dis hoekom ons daar is. Maar dan, miskien is die ouens wat vanoggend moet sê, ek het die pad byster geraak. Soos Abraham, soos Paulus, soos Dawid, soos Elia, soos Frikkie. En wie se naam, ek gaan nou nie ander ouens se name byvoeg nie, maar en dan sê ek, wat is die probleem? Staan op, gaan aan, kom terug, daar's altyd 'n pad terug. Maak reg. Dalk is dit nodig dat jy ernstige dinge moet verander en sê, weet jy, hier's dinge wat in my lewe ingekom het en hy moet nie daar wees nie. Die Here wil hom nie daar hê nie. So dan groet ek hom vaarwel. Ek sê ek's klaar met jou. Here, U sal my help dat dit nie deel van my lewe moet wees nie. En hierdie en hoekom doen ons dit? Uit dankbaarheid. Dis die geloofslewe, 'n dankbaarheidslewe vir wat die Here vir ons gedoen het. Altyd terug na die Here Jesus. Dis waar ons verlossing kry, dis waar ons vergifnis kry, dis waar ons herstel word, altyd by die kruis. En dit kom by die altaar. Daai altaar het uiteindelik gewys na Golgotha, want dit was God se altaar. En as dit nie in die lewe 'n baie prominente rol speel nie, dan kan jy nie sê ek is 'n pelgrim en ek het 'n gesinsaltaar. Die altaar moet daar wees. Hoe lyk jou altaar vanoggend voor die Here? Mag die Here ons genade gee dat ons getrou sal wees en hom sal dien met ywer, met vuur in liefde. Amen. Kom ons bid saam.
Wonderlike Here Jesus, dankie vir illustrasies in die Bybel, wat ons leer van die lewe van geloof. Dankie vir 'n praktiese voorbeeld in Abraham se lewe, sodat ons toegerus kan word om te besef, ja, ek maak foute en daar is maar krisisse en daar is opdraande tye, maar dank die Here, sy genade is vir my genoeg, elke dag. En al sou ek struikel, ek moet opstaan, ek moet aangaan. Ek moet U volg, ek moet U dien, ek moet U die troon van my lewe moet aan U behoort. Want ek wil U in dankbaarheid dien. Ons wil vra dat U vir ons sal help om hierdie geloofslewe nie ligtelik op te neem nie. Dis die verskil tussen lewe en dood. Dis 'n saak van geloof. Sal U ons genade gee. Sal U ons raak sien. Baie dankie vir U woord. Dankie vir die waarheid. Hoe eenvoudig dit ook al vanoggend was. Dis vir ons kosbaar, want dis U woord. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Nou wonder ek, wat gaan ons doen ten slotte? Ek het nou nader my God by U, steeds nader by. Ek moet dalk net die woorde gou vir U lees, 2:8-9, né?